Die naam van die ander kant naam, daar is niemand, maar niemand soos hy nie. Geliefdes, die elkeen van môre, 'n hartlike welkom hier in die huis van die. Mag die woord wat van môre uitgaan, elkeen van julle se lewensgrond. Mag dit julle diep in julle harte inkry. Ek weet nie waaroor die woord gaan nie, maar ek voel net van môre dat die Heilige Gees is besig om te werk. En jy is hier omdat jy hier wil wees. Jy is hier omdat jy te afklaar met die Vader. So kom ons maak ons ore mooi oop, ons harte en ons klank. Die woord uit jou van die Vader uit. Aankondigings vir die week. Eers kyk maand en evangelisasiediens. Woensdag Bybelstudie, Vrydag aand jeugbijeenkoms. Jeugbijeenkoms, ja, dit is om 6. Dis ons gaan ons om 2 uur nog 5 uur. Jeugbijeenkoms is 5 uur. Om rede ons suster persoon Amanda's persoon is so baie goed in die nag nie en dit raak gevaarlik vir almal in die nag te by te kan. So die Here gaan 5 uur wees en die biduur gaan nie hier wees nie, maar jy kan inskakel op die foon, dit sal daar wees. En dan Sondagoggenddiens 9 uur, moet dit nie misloop nie, geliefdes. Dus vir volgende Sondag en 4 uur die aanddiens. Prys die Here, kom op, kom hoor wat die Here vir julle wil sê. Die Jaardag, Maandag 26 Mei, Selma Prys. Woensdag 28 Mei, Niels Becker. Prys die Here. Niels is hier, né? So kan ons aan. En dan al die lof, die eer en die
endorfine. Jy besef dit nie. Draai jou elke dag weer. Maak nie saak wat se berg lê voor nie. Hy dra jou weer. Soos Mina en broer Marcus. Kom ons sit en ons. Dierbaar is best goed in die mooie naam van ons van Jesus Christus, jy weet, daar is alle rede waarom ek 'n lied verlang of 'n lied te sing. Jy weet, hierdie lied ek ons vanmorgen gaan sing, hierdie lied is ek 'n ware getuie, 'n lewende getuie hoe die Here mens kan deur storm dra. Jy weet, dit is 'n lang getuie, mag net kortliks vir u vertel. Weet, dit was so 'n dogtertjie van 12 jaar oud, op plaas gebleven, omtrent 3 meter van die school af, moest ons naar die stoel lopen. En die middag, toen begon een storm, een haalstorm. Weet je wat is een haalstorm? Weet die Here met hier die haalstorm gedra. Ons is die Here van kinders wat gehardloop het, nee? En toen ons op een sekere draai kom, waar toe jy kan die Here draad klim, waar die nader na die plaas toe is, toen die ander kinders verby by die rechte inrij tegen ander inrij. Ek weet nie hoekom moes ek alleen weer die draad geklim het nie. En ek klim toe weer die draad. En terwyl die haal my so slaan en die winde my so stoot en aandryf, maar so voor my toe soos recht afgaan, is daar een slijk, ek weet nie wat is een slijk nie. Is een groot dam, anders so klein, sê ek nie. En daar, ek weet nie wat die vijand van plan om my so te laat gaan nie, maar ek moes net luister na die stem wat my sê, draai links. En toe ek links draai, ja, ek het nog so rooi jassie gehad van my maak my gekoop en die jassie het kort in my hand het geval soos ek ons nou hardloop. En terwyl die jas weer val en soos die wind my aandrywe en die hals slaan my knop en my skoene was na die my voete en toe draai ek ons nou links soos die stem sê en ek tel my jassie op en so aan en weet die dierbare kinders van die Here, terwyl ek nou aan begin loop, die storm begin te bedaar. En toe by die draad kom, dierbare kinders van die Here, nee? Toe by die draad kom, terwyl ek my een voet op die draad oor te gaan, toe is die storm heeltemal bedaar, en toe kom die son uit. Maar die Here, behoed en bewaar dat die na die lied luister, maar dit is 'n werklikheid in my lewe. Luister na die wind dierbaar is. Sometimes I soar like an eagle to the heights. Among the beasts my soul can be found. An unexpected
song might drive me from the heights. It may bring me low, but it never bring me down. I know the lesson of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the lesson of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storm and make the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. Dus terminaal voor de markers. En was heel lastig. Dat gaan we nu worden. Vader, in de naam van Jezus. Die naam wil alle naam. Sê ons vir die dankie, Here, vir u woord. Wat die waarheid is. Here, en soos Psalm 119 vers 130 sê, die opening van die woord ewig. En daarom vra ek, Here, dat u die woord sal opmaak vanmôre. Dat dit ons sal stig, Here, tot uitbreiding van u koninkryk. Dankie, Here, vir die goedheid en die genade. Ons prys u wonderlike naam. Ek wil vanmôre vir julle 'n boodskap gee. Ek het 3 weke geworstel met 'n boodskap. Gistermiddag te kommenteer. Jy weet, toe Jesus met sy disippels op die skei gegaan het, aan Markus hoofstuk 6. En hulle het gevaar, maar Jesus gaan lê en slaap by die kaai uit onder. Toe kom daar 'n storm. Wie van julle wat hier is vandag en julle wat luister, het al ooit 'n storm in julle lewe deurgegaan? Wat so moeilik is dat jy dit nie kan hanteer nie. Want jy nie weet wat om te doen nie. Wat jy gaan om hulp vra. En ek wil net vir julle sê, dat die Here die storm stil maak.
toe die disciples bang geword het, toe gaan maak hom wakker. Maar hy het net gerus, want hy is die God wat ons dien, sny maar ons slaap nooit. Hy is altyd wakker. En toe hy die storm bestraf, en die storm het gaan lê. Maar weet jy wat? Hy en die disciples met hulle gepraat, julle klein gelowiges. Ons sê ons glo in die Here. Maar dan doen ons die teenoorgestelde. Ons sê ons is kinders van die Here, ons sê ons het geloof. Maar baie keer laat hierdie geloof ons in die steek. Dat ons nie luister wat sê die stem van die Here vir ons nie. En hulle het net geroep, toe hy uitgeroep het, sê hulle, meester, hulle het 2 keer geroep. Ons vergaan. En as ons nou kyk, ek het so 'n bietjie geluister wat aangaan in ons land. En die plaasboere wat al reeds oor die see is, wat die plase net so gelos het. Dan besef ons, hierdie land het dit nodig. Maar politiek kan nie help nie. Net een kan help. Dis die God wat ons dien. Amen. En daarom die kerk, hierdie boodskap moet net gaan na alle kerke toe. Dat ons die boodskap kan vasvat. En sê, Here, wat kan ek doen om 'n verskil te maak? Baie van ons het kere wanneer dit swaar gaan en sê, dit sal nie help om met hulle te praat. Maar weet jy wat? Ek het al gesê voorheen toe ek jong gewees het en stout goede gedoen het en die polisie my gevat het, agter in die werk geskit. Hulle as pros op die sy paadjies gery, ek daar by die Spanje, hulle skep het rond. Maar weet jy wat? Toe sê die polisieman vir my, as jy toekoms vir jou nie. Ek wil net vanmôre regstel, daar is 'n toekoms. En Jesus is die antwoord. Hy is die antwoord vir almal van ons. En soos die Bybel sê, ons liggaam is 'n tempel van God. En ons moet daai tempel eer. Ons moet dit doen wat die Here vir ons sê om te doen. Jy weet, baie mense doen die werk van die Here. Maar hulle vergeet die Here van die werk. Amen. Hulle vergeet die Here van die werk. Want dit is sy werk. En alles wat ons doen op hierdie aarde gaan geoordeel word. So ons moet ons lewens regkry. Maar vanmôre hierdie boodskap is vir die kerk, vir die kerk. Hierdie boodskap gaan uit na elke gelowige. Elkeen wat net die banke sit, warm sit. Die Here het 'n doel en 'n plan. En sy liggaam is volmaak. Maar die kerk van Christus is gewoon 1 of 2 jaar tot vooruit en die ander sit. En daarom vanmôre wil ek vir julle 'n boodskap bring. Efesiërs 4 vers 15 sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Baie keer as ons maar net kerk toe kom, maar net ons banke vol sit, dan dink ons alles is reg. Maar die Here sê vanmôre, ek wil vir julle lees in 1 Korintiërs 12, dis my boodskap vandag. In Korintiërs hoofstuk 12, gaan jy 'n kans gee om daar te kom. Ek wil lees vanaf vers 8 af. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en die ander 'n woord van kennis, van wie dieselfde Gees,
aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Heilige Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, en 'n ander allerhande tale, en 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. En hier is my boodskap, die liggaam van Christus. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons almal is ook weer die een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek ook nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. Elkeen sit hier met 'n visie, 'n roeping, om het te volbring, om dit te doen wat die Here vir ons van ons verwag. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het dit nie nodig nie. Of die hoof vir die voete, ek het hulle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloedige eer. En so het ons sierlike lede oorvloedige sierlikheid. Ek het hier soms so 'n mannetjie geteken hier, sodat ek kan sien waar gaan dit weer in die boodskap. Maar weet jy, in die liggaam is daar baie dele. As die hoof, die oor, die mond. En hulle behoort in 'n kerke afsonderlik, wat ook die liggaam van Jesus moet wees, moet hulle plek invul in God se koninkryk. Selfs die geringste mense, weet, ek wil 'n voorbeeld doen. As 'n ouetjie, almal ken hom, hy het ook al 'n paar keer hier na die kerk toe gekom. Pastor Tinus hulle het ons op dit kan. Almal ken die kan. Almal weet wie hy is. Hy praat met almal, vat met almal. Almal die hand. Ja, hy sê volmaak nie. Maar weet jy, hy loop so. En ek wonder, ek het gewonder, hoekom loop hy so? En het eendag gaan sê, Kali, ek weet jy het 'n ongeluk gehad. Ek weet jy het deur 'n swaar kry gegaan. Ek weet, jy is die enigste in die kar, ander mense is dood. Hulle was dronk en hulle het 'n ongeluk gemaak. En hy was lang in rehab en oorals, waar hulle kry help. En toe vind hulle uit, was iets verkeerd met sy kop. Is 'n deeltjie van jou liggaam wat die signaal gee dat jy moet loop. Maar daar is iets wat nie werk nie. Hulle het al vir hom gebid in die kerk en die Here het hom aangeraak, dan loop hy, net vir 'n dag of twee, dan loop hy maar weer so. Ek het gedink, sy heupe of sy bene of iets het
keer gekry. Maar hy loop nog al die tyd so. En daarom is dit belangrik om na die liggaam van Christus in volheid te kyk. Kyk, wat wil die Here hê en waar moet ons in pas? Want baie keer kom ons in situasies, mense val ons aan en mense sê voete van ons, mense doen teen ons en dit gaan swaar. En jy het 'n besigheid en een dag het jy 0, ander dag het jy min. Maar jy moet altyd jou positief hou. Die woord van die Here is baie positief vir ons. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, sê die Bybel, hoef jy nie om hen te vrees nie, want God is met jou. En as jy weet die Here is met jou, dan sal jy dit doen wat die Here vir jou sê. So die oog kan nie vir die oor sê wat om te doen nie. Die oog is daar gestel om te kan sien. Jy weet, en die Here kan enigiemand gebruik om hy geestelike oor te hê. Ek het gehoor van 'n dogtertjie, die mense trek in 'n ander huis in, toe sy inkom in die huis, toe sê sy, ek het 'n oom gesien. So daai huis moet net gesal word. Maar die oog kan dit nie sê as die brein dit nie beheer nie. Of as die hart dit nie uit jou hart uitkom nie. Elke keer as ek na die liggaam kyk, dan besef ek, die geringste mense wat in die kerk, hier is maar net 'n gebou, maar wat 'n veerestowwer vat en vee. Hulle is net so belangrik soos jou wat hier stil voor staan, of soos die musikante, of jou wat daar voor staan en almal met die hand groet. Ons is almal deel van die liggaam. Maar nou baie keer gebeur dat een deel wil al die werk doen. Wat gebeur dan? Dan loop ons so. Die been is vir 'n stel om jou rug op te hou, om vas te staan. En as jy dan vas staan en jy begin loop, dan word jou voete die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Maar dit kom alles werk saam. Ons is 'n liggaam van Christus. En jy sê, ek wil nou 'n voorbeeld doen uit die gemeente uit. Die mense van die huis, hulle kom elke Sondag kerk toe. Maar daar by 'n plek doen hulle bekramies en verskillende goede. Hulle kan dit doen tot eer van die Here. En ek glo hulle doen dit. Dis deel van die liggaam van Christus. Dis nie minder belangriker. Daai klein deeltjies wat ons hier raak sien. Maar die belangrikste is die liggaam moet saamwerk. En as die liggaam nie saamwerk nie, dan raak ons moeg en moedeloos. En ons kan nie slaap in die nag nie. Terwyl die liggaam moet een wees. Terwyl die arms en die bene moet saamwerk. Weet ek, spot altyd met my vrou as sy verduideliking gee, dan gaan die hande net so. Maar sy probeer, haar brein en haar hande werk saam. Ek dink die meeste vrouens is so, die kom by so. Amen. Maar weet jy, God wil hê. En Paulus, kyk na die Korintiërs, en hy sê vir hulle, hy vertel hulle van die gawes van die Heilige Gees. Maar hy sê ook vir hulle van die liggaam. Ons moet dit onderskei. Ons moet weet. Ons moet dit delegeer.
gebruik word nie, gaan hy later lam word. Dan gaan hy net sit. Hy sit manne wat gesalf is om uit te gaan, om die evangelie te bring. Maar die hoof moet besluit. Jammer mense. Die hoof moet hulle uitstuur. Ons wil nie van self net goed te doen. Ons wil dit doen wat die Here vir ons sê. Sonnaskool. As Suster Amanda nie hier is nie, in die sonnaskool in die jeug moet aangaan. Hulle is capable om aan te gaan. Met die support van die bene en die arms. Halleluja. Van die hele liggaam. Want as die een liggaam ly, hulle sê as die liggaam, as die een lid ly, dan ly die hele liggaam. Daarom is daar so baie siektes en baie probleme. Ek besef het nou. Weet ons gaan nou trek, ons het die geld getrek, die niksie. Maar kom mense, hulle sê nie waar hy nie, ons bring ons span werkers om die goed oor te vat. En die ander man sê nee, en hulle kom allemaal op een dag. Wat het ek gesê, Here, ek kan nie alles doen nie. Nou gaan ons sien, is so sterk nie. Maar weet jy, die ander man sê nee, hy gaan al die seile in die kop verby. Is die Here nie goed? Maar hy wil hê sy liggaam moet funksioneer. Die mense kom nie na die kerk toe nie, want hulle sien nie die seëninge wat die Here moet uitstort op sy kinders. Daar kom 'n tyd van hongersnood in Suid-Afrika. Ons moet wakker word en ons moet as 'n liggaam saamwerk. Kinders in die skool, julle moet julle evangelie uitdra. As hulle daar sit en skinder of slegte video's om te kyk, dan loop jy weg. Die Here praat met die hele kerk. Praat met my in Christus. Almal. Die liggaam van Christus. Moet ons na kyk. Want die buitewêreld glo nie meer in die kerk. Dis hoekom hulle nie kom nie. Hulle gaan na toordokters toe, na almal toe. Nou mediese dokters. Baie mense is sielsiek. Maar hulle het 'n aanraking nodig van Jesus. Weet, almal moet deel wees van die kerk. Nie net een of twee mense. En as 'n boodskap uitgaan, as ek nou vir julle vra, wat was die boodskap laasweek, sal die meeste nie onthou nie. Maar as die boodskap gebring word, moet ons die boodskap ontdek. Want dis nie net 'n boodskap nie. Dis 'n boodskap van verlossing, boodskap van vrymaking. En die boodskap moet uitgaan. Sodat die liggaam van Christus in al sy fasette kan saamwerk. Jy weet, toe ek in die kerk gehad het in die baai, kom die ouens na my toe, almal is pastoor. Toe sê ek vir hulle, weet jy wat? Het is goed om 'n pastoor te wees. Maar waar is julle Bybelopleiding? Waar is julle lees van die woord? Studeer die woord. Paulus sê, studeer die woord. Sodat julle, wanneer daar probleme is, die woord kan aanhaal. En ek moedig aan. Jy sien dat jonk of te oud om Bybelstudie te doen. Om jouself toe te rus.
die liggaam moet weet, ek wil nou links draai, maar ek het nie vir die weer gesê om links te draai nie, dan val ek. Ek het nou die dag, ek gaan 5 voet oplaai daar by Dr. Sherman se plek was, lekker gras agter. En ek het my sak en voet op te vertel, dat ek te veel in my hande gehad. En ek slaan daar neer, maar eers wonderlik kies ek. Ek het gesê, ek het nou 3 gedruk soos mannetjies om van die plek. Amen. Dan het ek niks oorgekom nie. Maar weet jy, baie keer gebeur dit, dat ons struikel en ons val. Omdat ons nie mooi oordink het nie. Hier's manne wat kennis het, manne wat al jare kom, ons wil dit op die tafel gooi, en sê, dit kan ons vir die mense aanbied. Ons hoef nie na ander kerke toe te gaan nie. Wie's genoeg kennis? Wie's genoeg wysheid? Wie's mense wat die oog is, wat hy geestelike oog het. Mense wat die oor het om te hoor. Nie na kinderstories nie, maar hoor wat sê die Here. Mense wat 'n neus het om te kan ruik. As ek so in die straat loop en ek sien mense wat in rolstoele gestoot, mense wat nie been het, dan sê, dis amper soos die kerk is, ons moet gestoot word, ons moet getrek word om kerk te kom. Ons wil nie uit ons eie uitkom, maar die bene en die liggaam het moeg geword. Ons wil nie meer stories hoor nie. Ons wil hoor dit wat die Here vir ons sê. Ja, die Engelse Bybel, 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê, study the word of God to show yourself approved, om jouself kundig te wees in een van die gawes wat die Here daar gestel het. Ons moet onsself gee, as so baie wat ek nog kan sê. Maar wat ek vanmôre vir julle sê, ons is die liggaam van Christus. En ons moet werk soos die liggaam. En die kerkraad moet by mekaar kom en op tafel lê watter rigting ons moet gaan. Ek glo die Here gaan doen. Ek glo ons gaan die laste van Suster Amanda Pastor Thys minder maak. En dit gaan 'n plesier en 'n wonderlike lekker te wees om in die huis van die Here te kom as die hele liggaam ons saamwerk. As ek hoor wat ons gesin in daai jare kom nou by op. As ons almal net wil saamwerk, hoe gelukkig kan ons wees? Mense, julle, ek wil hê julle moet almal opstaan. Staan net reg op. En julle staan op die been. Julle het nog bene om te loop. Weet, en die Here wil jou as deel van die liggaam gebruik. Nie net om die kerk vol te maak nie, maar die mense buitekant is vervalle. Hulle het 'n redding nodig, hulle het Jesus nodig. Kom ons werk saam. Kom Suster Amanda, stel hy meeting wanneer reg is. Dan stel ek die meeting, ons sal 'n agenda opstel om hierdie kerk in die regte rigting in te stuur. Genoeg is genoeg. Kan nie toelaat dat iemand iets sê nie teen die liggaam van Christus nie. Dat ons die liggaam bedek, dat ons dit toemaak met liefde vir mekaar. Omgee. Kom vanaand nie, moenie wegbly nie. Pastor Thys gaan 'n wonderlike boodskap gee vanaand. Kom vanaand, kom ondersteun hom. Halleluja, ons is die liggaam van Christus. Halleluja. Ons behoort nie aan Bilial en soos die brief daar geskryf het,
Johannes, jy nou mag maar sit, ons gaan in 'n genoem op. Brief wat Johannes hier geskryf het op die eiland Patmos. En hy skryf hierdie brief en hy sê vir hulle, julle moet nie die werke doen van die Nicolaïte nie. Mense wat uit hulle self die boodskap bring, sonder om te hoor wat sê die Here. As hy Engelse woord maak, gaan hom nou nie uitspreek nie. Maar ek wil vir julle sê, die Here sê, julle was warm, maar nou het julle koud geword. Weet jy wat? Daai warm liefde, daai wat jy gehad het eerste, dis wat die liggaam van Christus moet ten volle opereer. Ons moet hulle gaan opsoek wat teruggeval het. En ons is allemaal bekwam, gemaak deur die Here, totdat hy gaan kom om ons te kom, maar ek weet nie. Sy nou voel het my Here van my dood gemaak. Maar hy moet op die regte plek, sodat ek kan hoor wat sê die Gees van die Here. Sodat ek kan hoor wat die Here wil hê ek moet doen. Mense kla as hulle iets moet doen vir die Here, dan moet hulle baie dit doen. Want die liggaam van Christus moet saamwerk. Hy liefie, gaan my eindig daarmee. As ons allemaal net wil saamwerk. As die liggaam ten volle ontplooi word. Ek het 'n visie gekry tot 20 jaar terug. Die Here het gesê, I'll give you 50,000 children and youth. Maar elke kerk wat er gekom het, niemand wil saamwerk. Elkeen het sy eie idees. Maar as die liggaam van Christus daai visie vat, dan keer ons hierdie dorp om. Ek wil net dit sê, al werk 'n vrou by my al 22 jaar, Maria. Tegen sy al gesien. En so slow, is daar onder 16-jarige kinders, wat links en rechts skiet deur die polisie, volgens die wette van die land mag hulle nie arresteer en hulle is onder 16. Het is nou 'n jonge meisie geskiet deur die kop en deur die hart, maar seker sy is dood. En die polisie los op. Maar as die liggaam van Christus saamwerk, sal daar veel morele in hierdie land inkom. Ons bid daarvoor. Maak julle goed. Here, hierdie eenvoudige boodskap. Bid ek vanmôre, Here, dat dit sal deurdring. Soos 'n tweesnydende swaard deur murg en been. Dat ons aan huis toe gaan, Here. In die kamer weer toetrek en ween voor die Here. En sê, Here, red ons in nasie, red ons kerk, red die kerk overal, Here. Want het nie gaan oor finansies, Here. Het gaan oor die kosbare siele. Ek het in daai bietjie gesin moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Here ontmoet. Ja. Dankie. Amen.
elke persoon is nie dieselfde nie. Almal het dieselfde siektes. Party het kanker. Party het 'n baie gesonde liggaam. En my vraag is, hoe lyk die liggaam van ons gemeente? Kom ons leef daarna om 'n gesonde liggaam te hê. Sodat ons kan voortbou. Geliefdes, as ons eendag bo in die hemel wil kom, dan gaan ons moet begin arbei aan sy woord. Ons moet begin om sy woord uit te dra na ander. Ons wil graag hê dat daar verander. Ons wil hoor nou persoon wat sê, praat iets op ons land. Hoe lyk dit dan af? Kom ons begin met die waag verander. En met die waag kan nie verander. As jy al begin na arbeid in die bron van God. Ons moet begin om te arbeid in die mag van Sabbat. Kom ons begin na arbeid in die mag van God. Want God is die enigste een wat werkelijk uit die waag kan verander. En as hy die waag verander, gaan hy EP verander. Hy gaan Jansen verander. Hy gaan die Mazon verander. Hy gaan Kirkwood verander. Want by God is niks onmoontlik. Want die God van dit doen, dat het alles gestaan. Hy is alleen. Wat hy dinge kan verander. Hy het my verander. So God kan elke iedereen en uit die naam verander. Maar kom ons begin te beweeg in die wil van God. Kom ons begin te beweeg in 'n gesonde liggaam. Want julle is die liggaam. Geliefdes, okay, ek wil nie al boodskap bring nie. Kom ons staan, dan gaan ons die naam van die Here groot maak. En dan vra ons, Pastoor Erik, om vir ons af te sluit met gebed. En terwyl ons dit sing, tiendes en offergawes. En die Here seën elkeen van julle. Thank you.
gemaak het om vanmôre weer by mekaar te kom. Gebed is Here, gee vir ons 'n geoefende oor, Here, om te luister na die stem van U, die Here. Na die spreek van U, die Here se teenwoordigheid ons help om elke plek waar ons loop, sit en staan 'n lewende getuie te wees van dit wat U, die Here, wil doen. Here, in ons lewe en rondom, in die plek waar ons bly, waar ons loop, waar ons sit en waar ons staan, wat ons bly dit met vele danksegging. Amen. En nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê, amen.